Liewe vriende, baie welkom by ons saamwees vanoggend. Ons is 6 maande reeds in hierdie vreemde tyd van COVID-19 met sy grendeltyd wat ons van van vlak 5 nou beweeg het na vlak 1. Wat 'n uitdagende en anderse tyd was dit nie, ook vir ons as gemeente. En nou is dinge besig om te verander en sien ons hoe daar nuwe moontlikhede oopgesluit word met vlak 1. Hoe lank vlak 1 gaan duur, weet ons nie. Maar die regering het dit nou moontlik gemaak dat byeenkomste op groter skaal kan plaasvind. En nou is die vraag, wat moet ons as Drakensberg gemeente doen? Ek wil vanoggend net aan die aanvang van ons saamwees vir julle verseker dat ons as dagbestuur besig is om saam te dink en te praat, om 'n goed deurdagte besluit te neem wat die kerkraad dan sal goedkeur en wat ons so spoedig as moontlik aan julle sal kommunikeer. Ek wil net vanoggend vir julle verseker dat ons ernstig hieroor dink en besin of ons eredienste weer moet begin. Aan die een kant is daar mos nou die diep verlange om weer te begin. En 'n mens wil sê, ja, dit is moontlik, hoekom doen ons dit nie? Maar ek wil hê dat julle moet weet dat ons neem vir al die lidmate van Drakensberg gemeente wat meestal ouer lidmate bo 60 is, se veiligheid en gesondheid in ag. En ons wil graag 'n besluit neem wat werklik die beste sal wees vir ons almal. Ons moet ook verstaan dat die regulasies van die regering in 'n tyd soos hierdie kerk nie moontlik maak, erediens nie moontlik maak soos ons dit geken het nie. Dis die verpligte dra van maskers, dis die 1.5 meter wat die hele tyd ook in die gebou gehandhaaf moet word. Dis die beperking op sosialisering, ons mag nie sing nie. So die belewenis van die erediens gaan buitendien heeltemal anders wees en glad nie soos ons het geken het nie. En ek wil hê julle moet dit weet. Maar weet dat ons binne die volgende week vir julle sal kommunikeer wat ons besluit is en dat ons 'n besluit wil neem wat vir almal 'n wen-wen sal bring. So dink aan ons, bid vir ons dat ons 'n goed deurdagte besluit sal neem wat die saak van ons almal en ook die koninkryk die beste sal doen. Ons gaan nou aan met ons reeks oor die tekens uit Johannes. Mag vanoggend se saamwees ook vir jou 'n besonderse tyd wees rondom die woord van die Here vir ons vandag. When evening came, Jesus' disciples went down to the lake, got into a boat, and went back across the lake towards Capernaum. Night came on, and Jesus still had not come to them. By then a strong wind was blowing and stirring up the water. The disciples had rowed about 3 or 4 miles when they saw Jesus walking on water. Coming near the boat, and they were terrified. Don't be afraid. It is I. Then they willingly took him into the boat.
and immediately the boat reached land at the place they were heading for. Johannes vertel ons 'n verhaal wat homself afspeel in 'n donker, stormagtige nag. Wat hy ons vertel is die 5de teken in die Johannes Evangelie. Die eerste teken is die water wat in wyn verander. Die tweede teken is tweede en derde teken is 2 genesingsverhale van 'n amptenaar se seun en van die verlamman by Bethesda waar ons verlede week stil gestaan het. Die 4de teken is die vermetering van die brood by die meer. En die 5de teken is die een waarby ons vanoggend is. Nou in my voorbereiding was my oorspronklike plan om by die 4de teken stil te staan, maar ek is in hierdie verhaal ingetrek by die 5de teken en daarom is ons vanoggend by die 5de teken en volgende week sal ek terugkom dan na die 4de teken. So die 5de teken, 'n donker, stormagtige nag op die see. Na die wonderteken van die vermeerdering van die brood, is die mense so opgewonde oor hierdie Jesus, dat hulle hom dadelik as 'n koning wil aanstel en salf, sonder met geweld. Maar Jesus weet dit is nie die tyd en die regte ding om te doen nie. En daarom gaan hy die berge in, om homself te gaan afsonder. En hy stuur die disippels terug na Kapernaum, wat op daardie stadium gebruik is as hulle basis van waaraf hulle geopereer het. Die disippels klim dus in die boot om terug te vaar na die oorkant van die meer, oor die see van Galilea. Dit was omtrent 'n reis van 10 kilometer en is terug na Kapernaum. Die disippels, toe hulle in die boot geklim het, dit moes al laat gewees het, dalk vroeg aan. En dan begin hulle hierdie pad aandurf na die oorkant van die meer. En hulle later Jesus alleen agter, wat dan weer later by hulle sal aansluit. Johannes sê dat die disippels omtrent al so 5-6 kilometer op hierdie see geroei het, in hierdie tog van omtrent 10 kilometer, so hulle was omtrent halfpad. En teen die tyd moes dit al piknag donker gewees het. Nou vir die disippels was dit nie so vreemd 10-1 as vissermanne om in die nag op die see te wees, om in die nag vis te vang. Ons het vorige stories ook al gehoor van hulle in die nag op die see. Maar hierdie spesifieke nag begin die wind te waai. En die golwe word groter. En voor hulle kon kry, is hulle in die middel van die nag, in die middel van die see, in die middel van 'n storm. Nou, dis geen maklike plek om te wees nie. En jy kan jouself voorstel dat hierdie disippels geen toegang het tot navigasie-toerusting en dat hulle nie goeie beligting by hulle het nie. Hulle veg om nie te sink nie, in die middel van die nag, in die middel van die see, in die middel van 'n storm. Geen maklike plek om te wees nie. En dan hier in die middel van die storm, in die middel van die nag, in die middel van die see, terwyl hulle veg om oorlewing, sien hulle skielik iets of iemand oor die water aangesweef kom. Nou, jy kan jouself indink, dit moet seker 'n verskriklike dramatiese prentjie gewees het. Probeer jouself hierdie prentjie indink. Hier is julle in die middel van die see. Dit is nagdonker. Dis golwe, dis wind. Julle veg om vir oorlewing. En dan as julle sonder hierdie groot golwe en die wind kyk en jy wonder of julle dit gaan maak, sien jy skielik iets of iemand oor die water aangesweef of aangeloop, hoe dit ook al moes gelyk het. Maar hier kom iemand oor die water aan. Wat sou jy gedink het?
In die Markus vertelling van die verhaal en die Matteus vertelling van die verhaal sê dat hierdie disippels dadelik gedink het dit is 'n spook. Jy het nie baie opsies op daai oomblik om te dink wie of wat dit is. In die middel van die nag, in die middel van die see, in die middel van die storm, en hier kom iemand aangesweep oor die water. Wat sou jy gedink? Ek dink hierdie disippels dink, ons is so na by die dood, hier is al 'n doodsengel of spooke is al hier. So die disippels is vreesbevange. Hulle veg vir oorlewing en dan sien hulle hierdie figuur oor die water aangesweef kom. Jy kan net dink die paniek en die gille. En dan reis die stem van die een wat op die water aangesweef kom, bo die gille van paniek en die skree oor oorlewing. En die stem sê, moenie bang wees nie. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Dit is ek. En dan, as die stem tot hulle deurdring en hulle die persoon op die water herken as Jesus, dan kom daar 'n rustigheid en 'n verligting en hulle vra vir Jesus om saam met hulle in die boot te klim. Jy kan net dink wat 'n blye weersiens dit moes gewees het, die absolute verligting. En dan sê die teks, die volgende oomblik was hulle aan wal by Kapernaum. Die een oomblik is dit nog stormagtig, dis donker, dis 'n verlore stryd wat gevoer word. En dan die volgende oomblik verskyn Jesus. En dan is hulle by hulle bestemming. Wat 'n storie. Wat 'n wonderwerk. Dit is een van my gunsteling stories, maar Johannes noem dit nie 'n wonderwerk nie. Johannes gebruik nooit die woord wonderwerk nie. Hy noem dit 'n teken. En nou moet ons onsself die vraag vra. Waarvan is hierdie verhaal van die middel van die nag, in die middel van die see, in die middel van die storm en die verskyning van Jesus 'n teken? Wat wil Johannes vir ons met hierdie teken sê? Om hierdie teken te verstaan, moet ons verstaan hoe die Jode, die Israeliete oor die see gedink het. En ons moet besef dat die Jode was geen seevarende volk nie. Ja, hulle het wel op die see van Galilea gaan visvang, maar dis al. Hulle was die seevaarders nie. Dit was die Fenisiërs en die Grieke en 'n minder mate die Egiptenare. Die Joodse manier van dink en kyk na die see was om eintlik die see te sien as 'n plek van chaos, as die oorsprong van die bose. Daarom sal jy sien dat wanneer iemand soos Job, wat een van die ouer geskrifte die Bybel is, praat oor die see, dan sê dit in die Engels, God trampled on the sea. En dan as jy by 'n plek soos Openbaring kom, wat vertel van hoe dit eendag gaan wees en dit gepraat van die nuwe hemel en nuwe aarde, sien jy, daar is geen see nie. Hoekom nie? Want die see is die oorsprong van die bose en op hierdie nuwe aarde en hemel sal daar geen moontlikheid wees weer van die bose om te voorskyn te kom nie, want die oorsprong, die plek van oorsprong is nie meer daar in die see. So dit is in die Joodse kop hulle die see sien. Nog belangriker amper ook is om te sien, in een van die groot boeke Daniël, kry 'n prentjie, 'n visioen oor die toekoms. En dan in hierdie visioen is dit ook weer 'n keer in die middel van die nag. En dan is dit in die see, en uit die see in die middel van die nag kom hierdie 4 diere, amper ongediertes, ondiere. Dat die Engelse woord is beasts. En hierdie diere, 4 diere wat kom, verteenwoordig 4 magtige koninkryke wat hulle verskyning in die wêreld sou maak. Die Babiloniërs en Persiërs en die Grieke en die Romeine. Gaan lees maar in Daniël 7. Maar dan ook aan die einde van Daniël 7 sê hulle dat nadat hierdie 4 koninkryke gekom het en met hulle mag en geweld geheers het,
dan sien hy ook iemand uit die aarde uitkom, iemand wat lyk soos 'n mens, die seun van die mens. En dit visioen wil dit duidelik maak op die ou en nadat hierdie 4 diere, hierdie 4 ongediertes met hulle mag en koninkryke gekom het om oor die wêreld te heers, aan die einde kom iemand uit die aarde soos 'n mens, die seun van 'n mens, en dan sal hy heers oor al die nasies en vrede op aarde bring. Nou goed, kom ons probeer dit by mekaar bring oor wat sê dit vir ons oor hierdie storm in die middel van die nag, in die middel van die see. Johannes 6 begin met die woorde: hierna het Jesus aan die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberius genoem word. Nou julle moet verstaan, nog van altyd af, van die Ou Testament af word daar gepraat van die see van Galilea. Dit is die naam van hierdie see. Maar nou maak Johannes melding dat die see van Galilea ook genoem word die see van Tiberius. En nou moet ons onthou dat as Johannes iets skryf hy dit nie sommer nie. Daar's altyd 'n groter en 'n dieper bedoeling agter sy woorde. So daarom moet ons self vra, hoekom sê Johannes dat die see van Galilea ook nou die see van Tiberius genoem word? Wat sal sy rede wees? Wat wil hy hê die lesers moet dink en hoor en sien die oomblik as hulle hierdie woorde hoor? Vir ons is dit moeiliker omdat ons so ver verwyder van die teks af, so ons moet onsself vra, wie is dan Tiberius? Hoekom sê hy die see word ook genoem Tiberius? Nou wel, Tiberius verwys na die keiser Tiberius, die keiser van die magtige Romeinse ryk, wat in beheer was in hierdie tyd. En Tiberius was die keiser omtrent 14 na Christus tot en met 37 na Christus. So hy word keiser as Jesus nog 'n tienerseun is, en hy is die keiser in die bediening van Jesus toe dit op sy hoogtepunt is, en hy is ook vir die eerste 7 jaar na die opstanding van Jesus, so die eerste 7 jaar van die vroeë nuwe kerk, is hy die keiser. So Tiberius is 'n belangrike persoon in hierdie tyd. Daar was ook 'n dorpie met die naam van Tiberius, reg langs die see van Galilea, en hierdie dorpie is gebou omtrent in 20 na Christus. So wanneer hierdie gebeure hom in Johannes afspeel, is hierdie dorpie maar 'n 7 of 8 jaar oud. Dis eintlik nog 'n splinter nuwe dorp. En hierdie dorp is gebou deur Herodes Antipas, wat as koning oor die Jode aangestel is deur die Romeine. So hy moet namens die Romeine hier oor die provinsie van Judea oor die Jode regeer. En Antipas het soos die meeste goed wat in daardie tyd gebou is, ook hierdie stad, hierdie dorpie Tiberius gebou. En dit word die hoofstad vir die Romeine in hierdie gebied van Judea waar Herodes is. Hier sou jy die Romeinse amptelike kantore gekry het, en die Romeinse weermag was hier gestasioneer. So dit word die plek wat bekend staan as die plek van die Romeine, vir die Romeine in hierdie Joodse gebied. En dit is presies wat die Romeinse ryk gedoen het. Alles word ingesillig deur hierdie Romeinse ryk. Die keiser maak homself sigbaar. Hy bou vir hom 'n dorpie daar in die hart van hierdie Joodse gebied, soos dat hulle kan weet. Ons is hier, ons is 'n teenwoordigheid, en hierdie dorpie word genoem na Tiberius, langs die see van Galilea. Nie lank nie word hierdie see wat nog altyd bekend gestaan het as die see van Galilea, ook nou hernoem na die see van Tiberius, want die keiser en die Romeinse ryk silk alles in en wil hulle merk oor alles laat en wil alles oorneem. Selfs so 'n gewone Jood as hy sy hand in sy sak steek en hy haal 'n muntstuk uit, wat sien hy op die muntstuk? Die gesig van die keiser Tiberius. Tiberius se gesig en sy naam was oral. En Johannes wil hê sy lesers moet dit weet.
Tiberius is oral, die Romeinse ryk is oral. Dit sluk alles in. En nou weet ons, in so 'n tyd van so politieke mag en politieke oorheersing, het jy eintlik maar net een van twee keuses. Dis of jy swem of jy sink. En in so 'n plek van politieke oorheersing is daar eintlik net twee groepe, die wenners en die verloorders. Maar nie met Jesus nie. Met Jesus is daar 'n ander opsie, want Jesus kom en hy loop op die see. En Johannes wil hê, jy moet hierdie prentjie kan sien. Die see word nou genoem, nie meer Galilea nie, maar die see van Tiberius. Want hy weet, dit sal iets in die Joodse leser se harte wakker maak. Hy weet hoe die Jode die see gesien het, dat dit 'n plek van chaos is, en dat dit 'n plek is van die bose. Maar hy weet ook, as hierdie see ook nog genoem word Tiberius, dan maak dit nog iets wakker. Dit is 'n prentjie van absolute chaos en oorheersing, en dit sal diep emosies in die Joodse leser wakker maak. En Johannes wil hê, dis die prentjie wat hy wil hê. Hy wil hê jy moet dink aan die diere en van die Romeinse ryk, Tiberius wat die see uit opgekom het, die plek van chaos. En hy wil hê dat sy lesers met die gevoel hê, dat in so 'n plek van chaos, in die middel van die nag, in die middel van die storm, op die see van Tiberius, het jy eintlik maar net een van twee opsies, sink of swem. Maar dan verskyn Jesus in die middel van die nag, in die middel van die storm, in die middel van die see, en hy sluit nuwe moontlikhede oop. Jy hoef nie net te swem saam met die magtiges en die rykes soos 'n bloeddorstige haai nie. En jy hoef nie 'n verloorder te wees wat die slagoffer is van die magtiges nie. Dis nie die enigste twee opsies wat daar vir jou is nie. Ons hoef nie net te dink aan wenners of verloorders, en nou is ons gelukkig aan die kant van die wenners, of nou is ons aan die kant van die verloorders, of in die verlede was ons aan die kant van die wenners, en toe was daar ander verloorders, en nou is dit net omgedraai nie. Dit is ons geneig is om te dink. Dit is ons geneig is om te dink die enigste opsies wat daar is, wenners of verloorders. En ons kan maar net hoop, al uitkomste is dat ons hoop die wiel sommer net weer draai. Maar Jesus open 'n alternatief. Met Jesus is daar altyd 'n derde uitweg. Daar is meer as wenners as verloorders. Daar is ook die wat glo. En wat glo ons? Ons glo daar is 'n alternatiewe manier van lewe in die koninkryk van God. En dit is die alternatief wat Jesus vir ons kom wys het. Daar is nie wenners of verloorders, daar is nou mense wat glo in die lewe van liefde. Te midde van die chaos, in die middel van die nag, in die middel van die storm. Daar is nie wenners of verloorders of die wat reg of die verkeerd is nie. Daar is nou net die wat met liefde lewe of die sonder liefde. En die koninkryksmense, die van Jesus wat op die water loop, is mense wat sê daar is 'n nuwe manier van lewe te midde van die chaos, te midde van 'n Romeinse ryk met oorheersing. In midde van die see van Tiberius en 'n keiser Tiberius kan ons kies om met liefde te lewe. In die middel van die storm is daar 'n alternatief, 'n God van liefde, 'n Jesus wat op die water kom leef. En Johannes sê, sien dit raak. Want as dit gebeur, verander die moontlikhede in die storm. En as die disippels skielik aanval. So dit is jou uitdaging. As jy dink dalk ook vandag ons land is in 'n storm en ons enigste opsie is net wenners of verloorders, dat dit in die middel van die nag is, in die middel van die storm, in die middel van die see, en jy sien dit die chaos, en jy sien dit die gesigte van die wat in mag en beheer is, en jy dink net, dis net sink of swem, dis net wen of verloor, dan kom sê Johannes vanmôre vir jou, nee, sien, daar is 'n alternatief.
In die koninkryk wat hierdie Jesus wat op die water loop bring, is daar 'n alternatief. 'n Ander soort teenwoordigheid in die middel van die chaos. 'n Teenwoordigheid van liefde, 'n derde manier van doen. 'n Liefde wat in die chaos kom soek na dit wat goed en reg en mooi en die liefdevolle dinge is om te doen. En wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou wat dalk in jou eie persoonlike lewe in die middel van die nag, in die middel van die storm, in die middel van die see is? Johannes wil hê dat jy moet kan sien. Daar is 'n opgestane Christus. Hy is nou daar by jou. Vir jou wat voel dat jou lewe uitmekaar uitval. Vir jou wat op hierdie oomblik probeer sin uit die chaos uitmaak. Jy wat net iewers probeer uitkom van punt A tot punt B wil beweeg, maar jy voel jy is in die middel van hierdie storm en jy veg vir omlewing en jy voel jy gaan sink. Jy is bang, jy is onseker, jy is paniekerig, jy sien nie die uitkoms nie. Johannes wil hê jy moet hoor. Hy is daar, hy was nog nooit weg nie. Jy kan hom ook vanoggend raak sien, die opgestane Christus in die middel van die nag, in die middel van die storm, in die middel van die see. En hy word vir jou 'n teenwoordigheid daar. Sien hom raak, hy is daar, hy was nog altyd daar. In die oomblik as jy Jesus kan sien, die opgestane Christus, nou daar by jou in die chaos, open dit die moontlikheid om alles te verander, want hy is die God met ons. Niks kan jou van hierdie liefde skei nie. Nie dood of benoudheid of hoogte of diepte of verdrukking of 'n storm in die middel van die nag, in die middel van die see nie. Sy liefdevolle teenwoordigheid is ook nou daar vir jou. So kom, wat dit ook al is, wat jou vanoggend bang, paniekerig, onseker maak. Of dit is die mag, soos 'n Romeinse mag, die politieke mag, wat jou bedruk maak en bang maak en paniekerig maak. Die gesig van Tiberius wat vir jou oral is, wat vir jou sê, daar's net twee opsies, sink of swem. Sien, vanmôre vir Jesus wat sê, daar is 'n alternatiewe pad, die pad van liefde. Wat liefde wen altyd. En as jy vanmôre net voel in jou eie persoonlike omstandighede, in die verhoudings wat jy uitwerk, die werk wat besig is om skeef te loop, wat dit ook al mag wees, die geveg teen 'n siekte, en jy voel daar's net twee opsies, wen of verloor, sien dat Jesus 'n koninkryk, 'n derde alternatiewe moontlikheid oopsluit. Hy is ook nou daar vir jou. Daarom wil ek bid vir jou nou. Mag jy die teenwoordigheid van die opgestane Christus in jou omstandighede, wat dit ook al nou is, in hierdie oomblik beleef. Want my en jou verlosser, die een in wie ons glo, is die een wat kom in die middel van die nag, in die middel van die storm, in die middel van die see, en vir ons nuwe moontlikhede bied, want hy is daar. En met hom daar is daar nie wenners of verlores nie. Daar is mense wat glo in 'n alternatiewe manier van doen. Mag jy dit ook nou in hierdie oomblik ontdek. Amen.
proef